Mens werklik waar 'n hartlike Shabbat Shalom hier van my kant af. En Shabbat Shalom van my af. En vandag vertrou ons dat julle ten volle ons sal kan hoor en dat dit nie so wobbly deurkom of wat ook al nie, want ek glo dat Vader vir ons 'n boodskap het wat ons met mekaar moet deel. En soos altyd gaan ons deur dit werk en agterna met mekaar praat. En ek wil net hê julle moet een ding verstaan, alhoewel ons ook die 7 alias doen, kies ons wat ons goeie Vader op ons hart lê om bietjie meer uit te lig om dit met julle te deel. Dit maak nie dit wat jy gehoor het, dit wat jy ervaar het in die week van minder belang nie. Dis juist die hele idee van Midrash. Midrash sê ek leer sodat ek jou kan leer. Maar jy kan nie van my die reg om sê dat ek by jou ook kan leer nie, want ek is altyd reg en gereed om gedisipel te word. Verseker, né? So, as jy iets gekry het uit hierdie 7 alias, uit hierdie parasha Vayera hierdie week, asseblief, wanneer ons kom by Midrash, moenie huiwer om dit met ons te deel nie. Ons hoor graag by jou, ons leer graag by jou. Mag Vader ons vooruitgaan in die lering wat ons doen, en mag ons lippe gesal wees dat dit wat oorkom, dat dit op die korrekte manier gaan oorkom en dat dit tot eer en verheerliking van sy groot naam sal wees. That's just the way it is. Ben, kom ons kyk na die psalm wat saam met hierdie ene gaan, Tehillim 46. Is dit 'n lied? Is dit 'n lied wat ons gaan speel? Ons gaan dit in sangvorm. En die eerste vers sê, vir die musiekleier van die kinders van Korah, met sopraanstemme, 'n lied. So kom ons luister hierna. Yah is our refuge, our fortress, our light, a very present help in trouble. Though the earth trembles and the mountains fall, we will not fear, for He is our Elohim. Yah is our refuge and strength, a very present help in trouble. I will not fear. I will not be moved. I will stand firm no matter how long. Though oceans roar and mountains tremble high, we stand unshaken, for in Yah we rely. The Elohim of Abraham, Yitzhak and Yaakov, our refuge, our strength, where we find hope. Yamakseno Selah, ni amud
You are Elohim. Above the chaos, above the wind, you lift us up when the world falls down. In you alone, our hope is found. Ya Machzeno, Vo'ozeno, Ezra Nimtzat Betrot Loira. Selah, we will not be moved. Selah, your word is the truth. Through every storm and fiery flame, we stand and praise your holy name. Selah, yeah, we rest in you. En hierdie sluit eintlik so mooi saam of vat alles van die musiek wat Jolandi gespeel het, vat dit eintlik so mooi saam. Ek weet nie of julle dit ook opgelet het nie en dit sommer in my hart kom lê. Ek weet hierdie deling, hierdie psalm het regtig hierdie week met my gepraat. En vir die wat nie weet nie, daar's 'n psalm wat elke week saam met die Torah leesgedeelte gaan en hierdie week se is nou Psalm Moteli 46. Wat dit eintlik belangrik maak is, weet jy, in Lukas 24 vers 44 sê Yeshua, toe verduidelik hy vir hulle dat Moshe en die psalms en die geskrifte het oor my geskryf. So met ander woorde, hierdie psalms is baie belangrik om na te kyk, as dit dan ook na die Messias verwys, en ek en jy moet daaruit leer, sodat ons hom en sy karakter behoorlik kan verstaan en deel van ons kan maak. Ons parasha is Vayera. Jy kan sien, daar's verskillende maniere om dit te skryf. Ons het ook gekyk, die een wat jy gaan kry by Bereshit 18 is ook Vayera, waar Vader homself aan Abraham geopenbaar het. Maar in hierdie geval, dan gaan hy sê, en hy het verskyn. En wat so belangrik is, wat jy daar gaan sien, is, ek is Yod-Heh Vav-Heh. Ek is Yahweh. Baie belangrik. Hy bespreek dit in hierdie parasha. Ja. Leesgedeelte uit die Torah uit is Shemot of Exodus 6 vers 2 tot hoofstuk 9 vers 35. Uit die Haftorah uit is Jeheskel of Esegiel 28 vers 25 tot hoofstuk 29 vers 21. En dan uit die Brit Hadashah of die hernieuwde verbond dan nou, of soos baie dit ook ken as die Ou Testament, is Matteus 12 vers 1 tot 14, Lukas 11 vers 14 tot 22, en dan Gazon of Openbaring 15 vers 1 tot hoofstuk 16 vers 20. Nou, vir my is dit 'n geval van Shalom en Barachot familie. Julle is, ek gebruik die Hebreëus eintlik nou net om vir julle net iets te leer. Dit beteken doeteenvoudig vrede en seën vir julle. Nou, weer eens, baie welkom by hierdie shiur. Shiur is niks anders as die bespreking van hierdie parasha nie, of gedeeltes daarvan. En ek dink dit is my en Maritjie se taak om as 'n gids op te tree om weer deur hierdie 7 alias te beweeg. En dit terwyl ons kyk na wat is die temas van die verbond met Jahweh ons Elohim. Ons gaan 'n paar dinge ontdek. Jy gaan ook hier kyk en jy gaan ook vandag sien, daar's menslike weerstand, maar daar's ook wonderbaarlike ingrypings. En hopelik gaan ons tyd hê vir in diepte besprekings, en vir voorbeelde, en selfs om te kyk na eerste eeuse Hebreëse denke rondom hierdie spesifieke aspekte, want dit gaan vir ons insig gee oor hoe Yeshua, ons Messias, hoe hy gedink het, hoe hy dinge gedoen het. Daar is sekere dinge wat Yeshua in die sinagoge as praktyk sou toegepas het.
En onder andere wat jy hier gaan sien is jy gaan die gedagte van monotheïsme teekom, die bestaan van een enkele God. En ons praat oor verlossing en ons praat oor die etiese leefstyl in die Torah, waarskynlik sonder al hierdie latere invloede. So ons gaan systematies kyk na hierdie gedeelte en hierdie gedeelte moet ek vir sê, en dan ook volgende week se gedeelte het ek het so 'n naam vir dit gekry. Kom ons noem dit 'n tema. Kom ons kyk die volgende skyfie wat sê hy. As jy die twee bymekaar gaan sit, dan sal hy vir jou sê vryheid kan nie stuksgewys onderhandel word nie. Soos ek sê, jy weet, dit is amper soos 'n forthcoming attraction. Kan jy onthou nie daar waar ons inry toe gegaan het, die volgende fliek het hulle vir jou aangedui as 'n forthcoming attraction, maar nou ja, hierdie is alles deel van volgende week se. Nou, ons moet net, weet, hierdie konsep net by mekaar kan hou. Jy gaan sien dat Farao gaan stelselmatig gedwing word om toe te gee tot 'n totale verlossing. En een van die dinge wat my opgeval het, en jy weet, ek werk al vroeg in die week hier aan hierdie parasha, en ek begin dink, okay, maar dis waaroor ons gaan praat, en dan kry jy dit soos wat gister gebeur het, hier so ter 11 ure net voor die Shabbat aanbreek, wys Vader vir my 'n ding, en ek weet ek moet so klein bietjie meer inzoom op dit. So ek weet nie vir heeltemal hierdie kwessie rondom Farao se onderhandelingstegnieke vandag gaan klaarmaak nie. Dis nie forthcoming attraction, want ek wil definitief dit wat ek gistermiddag gehoor het, wil ek met julle deel. Nou ek sê weer, Farao het gedink, hy het hierdie fantastiese onderhandelinge of onderhandelingstegnieke, waarmee hy die skepper van die hemel en die aarde kan troef. Maar jy gaan sien, elke plaag, elke wonderwerk is ontwerp om vir Farao tot ander insigte te bring. En ek kan jou verseker, hy gaan ander insigte kry. Nou, die raamwerk van hierdie hele parasha waar jy daar gaan eintlik oor autoriteit. Nie soseer die wonderwerke nie, want dit gaan daar wees hoor. Maar ek wil net so 'n oomblik jou aandag weggelei van die gedagte dat hierdie pla is 'n spektakel van bonatuurlike mag. En ek wil hê dat jy net saam by so klein bietjie dieper as dit sal kyk, want jy sal verstom wees as jy gaan kyk waarmee begin hierdie parasha, dan begin dit weer eens met 'n verbondshernuwing. Net soos wat Moshe die verbondshernuwing by die brandende bos gehad het, so gaan jy sien, die begin dit, en kry dit vas in jou gees, kan ek sê. Jy het reg gehoor, verbondshernuwing is 'n tema wat oor en oor deur die skrif kom. Jy weet, daar was 'n verbond met Adam gewees. Daar was 'n verbond met Noag gewees. Daar was 'n verbond met Abraham. Daar's 'n verbond met Jitsak, daar's 'n verbond met Jakob. Verstaan jy? En elke keer voeg Vader by. Hy vat nie die terme van die vorige verbond weg nie. Hy kan nie, want anders is daardie verbond net doeteenvoudig nie ewigdurend nie. So hierdie idee van verbondshernuwing gaan oor en oor voortkom. Ek wil net weer vir jou sê, moenie dink dat die Torah hoegenaamd probeer om vir Farao te beïndruk nie. As jy gaan mooi kyk, mooi lees, kyk na al hierdie dinge wat gebeur, dan gaan jy sien dat Jahweh ons Elohim, Farao se ryk, sy empire, as ek dit so kan noem, dat hy hom stelselmatig gaan aftakel, en ek sê vir jou, jy kan maar kyk, dis 'n fisiese aftakeling van dit wat Farao se realiteit is. En partykeer moet ons ook toelaat dat Vader aftakel wat ons realiteit is, sodat hy weer sy wil in ons kan vestig. So dis wat hy met hom gaan doen, en dan kom Vader, dan begin hy ook terselfdertyd, terwyl hy besig is om Farao se hele stelsel af te takel, is hy besig om te bou. Hy's besig met die tikkun, met die herstel van die kinders van Israel se realiteit. En wat is dit? Dis die koninkryk van die hemel, soos wat dit verstaan is deur Abraham, Jitsak en Jakob. Nou, voor ons nou al hierdie opsommings gaan kyk van die alias, wil ek net hê jy moet vir jouself hierdie uitgangspunt vasmaak, soos wat ons nou vorentoe gaan.
Mitzrayim, dis nie Egipte nie, is nie net 'n politieke mag nie. Moet ek dit weer sê? Dis nie net 'n politieke mag. Dis 'n teologiese stelsel. Ek het op jy kan gerus gaan kyk of jy dit kan naspeur. Daar's 'n man met die naam van Ray van der Laan en hy het 'n webwerf met die naam van The World May Know en hy vat vir jou in Egipte, vat hy vir jou na die Egiptiese tempels toe. En jy sal sien dat die tempelstelsels wat Moshe geken het, is net omgekeer in Egipte. Met ander woorde, as die allerheiligste in die weste is in ons tempelmodel of in ons tabernakelmodel is hy eintlik omgekeer na die ander kant toe, want hulle het sonaanbidding toegepas. Hoekom sê ek dis 'n teologiese stelsel? Want volgens hierdie stelsel is Farao goddelik. Volgens hierdie stelsel word die natuur deur gode beheer. Die orde wat gehandhaaf word, die orde is die woord ma'at. Nee, dit word gehandhaaf deur 'n hiërargie en deur vrees. Dit is hoe die hele ding in stand gehou word die hele tyd. So ons het 'n sleuteluitgangspunt vir hierdie shiur, hierdie bespreking. Maak 'n nota hiervan. Jahwe hy onderhandel glad nie met 'n valse gesag nie. Hy onderhandel nie. Soos hulle sê, die spoiler alert wat jy hier gaan kry is, hy is die Elohim wat hierdie konfrontasie gaan oorleef, en Farao is die een wat dit nie gaan maak nie. Maar kom ons kyk net weer na die opsomming van hierdie 7 alias, net om jou op spoed te kry. Ek glo jy het heel week bygebly, en ek glo dat jy die leesgedeelte aandagtig nagegaan het, want weet jy hoekom sê ek dit? Onthou net dat die skrif is het absoluut die voorkeur bo enigiets wat ek mag sê. En dit is hoekom dit belangrik is dat jy die skrif gaan lees en dat jy dit ook gaan vasmaak wat Vader daar vir ons sê. Kom ons kyk na die eerste alia. En hierdie alia kry jy, dit is Shemot 6 vers 2 tot 13. Nou Jahwe in hierdie leesgedeelte onderrig vir Moshe hoe hy homself aan die aartsvaders geopenbaar het en hoe hy 'n lang verbond met hulle verseël het wat hy dan sal vervul. Moshe moet vir Israel sê dat Jahwe hulle uitroepe gehoor het, maar die mense wat in hierdie ondraaglike ellende hulle self bevind, hulle versuim om hierdie woord te aanvaar. En Moshe moet dan na Farao gaan, maar hy protesteer en hy gebruik sy spraakgebrek as 'n verskoning. So in kort kan jy sien, jy die openbaring hier van wie is die Jod, hy, waar, hy, die Vader se verbondsnaam, die verbond en dan die beswaar. Dis die 3 goed wat jy in hierdie eerste alia gaan kry. Die tweede een is sommer baie kort, né? Die Torah neem ons hier na kort tussenpose en hy volg die afkoms, die bloedlyn van Moshe en Aaron. En dan praat hy van die lys van hulle stambome. Daar is 'n rede, ek gaan daaroor praat, want dit is nodig dat Moshe hulle se gesag bevestig moet word. Jou derde alia wat jy gaan kry, kom uit Shemot 6 vers 29 tot 7 vers 7. Nou sê Jahwe vir Moshe om met Farao te gaan praat, en Aaron moet as sy woordvoerder dien. En Jahwe het hom meegedeel dat hy Farao se hart sal verhard. En ons moet kyk na daai konsep, want dit klink asof Vader ons hart ook sal verhard. En jy kan dan sien, maar Farao sal weier om die Israeliete nog steeds vry te laat. Nou op daardie stadium sal Jahwe sy wonders begin vermenigvuldig in Mitzrayim, totdat die Mitzraymiete erken dat Jahwe is die Elohim bo alles. Nou is jou volgende alia, kom in Shemot 7 vers 8 tot 8 vers 6. Aaron staan voor Farao, hy werp sy staf op die grond, dit word 'n slang. Farao se towenaars doen presies dieselfde, al word hulle slange dan nou ingesluk. En Farao is nou hoegenaamd nie beïndruk nie, hy verhard sy hart, en dan volg die plaag van die water van die Nyl wat bloed word, en dan die plaag met die paddas, en so aan. Jy sal sien, dan kom Farao en dan spreek hy vir die verwydering van hierdie plaag, hy beloof om dan vir Israel tyd af te gee, ensovoorts, maar nee ja, jy kan sien, hoe speel hierdie ding uit. Die 5de alia, word die paddas verwyder, en wanneer dit gebeur, dan gaan Farao terug op sy belofte, met die gevolg dat die plaag van die luise gaan volg.
En dan Farao se towenaar sê vir hom dat dit die vinger van Elohim is wat dit teweegbring. En dan vervolgens word hy gewaarsku dat sy land deur skadelike diere, slange en skorpioene besmet sal word, is net Goshen waar die Israeliete is, hulle sal gespaar word. Nou sê is die ene, Farao bied vervolgens aan om Israel toe te laat om Jahwe te dien. Jy kan jy nou sien, jy begin die onderhandeling, wat ek net genoem het. So hy sal hulle toelaat om Jahwe te dien in Mitzrayim, en Moshe verwerp dit. Farao gee toe, net om weer op sy belofte terug te gaan, wat lei tot die plaag waardeur alle vee sterf, maar nie die van Israel nie. So jy sal sien, vervolgens kom daar plaag van die swere oor al die Mitzrayimiete om vir Farao te wys dat Jahwe heeltemal in staat is om die hele volk te vernietig, sodat hulle kan weet wat is sy naam. En dan jou laaste alia, die 7de plaag is die hal wat mense en dier gaan doodmaak, en wat my hier opgeval het is, dis brandende hal wat die plante groei en die bome vernietig, wat Farao tot 'n punt bring om skuld te aanvaar en te vra vir die verwydering van hierdie plaag, maar weer eens verander hy van plan. Dis nou 'n kort die Torah leesgedeelte. Nou gaan ons kyk na die seun as die gestuurde. Die seun as die gestuurde. Alle woorde Yeshua, né? Hou nou dop die parallelle tussen Moshe en Yeshua, né? Ek gaan nie altyd vir jou sê, dis Yeshua nie. Ek lig weer uit wat doen Moshe en lees in wat doen Yeshua. So ons sien hier dat hier in Parasha Vayera, dan weet wanneer die ding optel, dan is Moshe daar na aanvanklike mislukking, en dan kry hy eintlik hierso 'n herbevestiging van Jahwe se verlossingsplan. Maar ek wil net een van die begin af hier 'n mental note maak, soos ek net gesê het, van al hierdie verbonds hernuwings. So kom ons kyk net eers, waarmee het verlede week Parasha Shemot geëindig? Jy sien, want ek het nodig om vir jou sekere goed daar uit te lig. Ek wil net vir jou sê, jy moet hier kyk. Daar is 'n parallel daarin dat Israel word hier in Egipte verdruk. In die tyd van Yeshua is hulle deur die Romeine verdruk. Kyk na hierdie parallelle asseblief voor. Goed, so kom ons kyk na Shemot 5 vers 20 en dan vat ons hom van daar af verder. En hulle het Moshe en Aaron teëgekom. Ons stel nou op by verlede week, né? Ja, dit is nie deel van hierdie parasha nie, maar hy vloei so half in Shemot 6 en ek wil net die agtergrond skets. En hulle het Moshe en Aaron teëgekom, wat daar gestaan het om hulle te ontmoet as hulle van Farao al weggaan. En het vir hulle gesê, mag Jahwe op julle let en oordeel, omdat julle ons gehaat gemaak het in die oë van Farao en in die oë van sy dienaars, sodat julle swaard in hulle hand gegee het om ons om te bring. Hou net vir my daar, ek wil net hê, want ons gaan nie terugkom na die skyfie toe nie. Hy sê dit daar in vers 20, en dan dis die Israeliete wat daar gestaan het. Hulle het gesê, mag Jahwe op julle let. Met ander woorde, hulle het die naam van Jahwe geken. Okay? So hou dit in gedagte wanneer ons praat oor Abraham, Jitsak en Jakob en dat hulle hierdie naam nie geken het nie. Toe gaan Moshe weer na Jahwe en sê, Jahwe, waarom het jy hierdie volk kwaad aangedoen? Waarom het jy my toegestuur? Want vandat ek na Farao gegaan het om in u naam te praat, het hy hierdie volk mishandel en u het die volk glad nie verlos nie. En hier kom die aanklag. Kan jy sien wat gebeur het? En ek wil hê, jy moet so in jou eie hart ondersoek en sê, Vader, maak oop, laat ons net gou kyk waar het ek ook hierdie aanklagte gedoen, want u het nie die volk verlos nie, u het nie gedoen wat u gesê het nie. Maak net jou hart oop en laat die Gees bietjie met jou werk, as jy so iets gedoen, want ek kan vir jou dit sê, moenie dink dat ek het vrygespring onder hierdie ene nie. Dit het my al oorgekom, want ek het ook gesê, maar jy het nie gedoen wat jy gesê het jy gaan doen nie, en dit lyk vir my, ek bevind my 'n goeie geselskap, want Moshe homself het met hierdie klag gekom. So, hierdie wat ons nou oor gaan praat, gaan van my en jou verg, dat ons baie versigtig daarin moet aandag gee, want Jahwe gaan sy groot naam gaan hy openbaar.
Hy weet dis Jahwe, maar hy gaan sy naam openbaar aan Moshe. Eintlik baie spesifiek aan Moshe hier in Parasha Vayera. Ek het dan vir jou uitgewys daar in hoofstuk 5 vers 21, weet hulle van die Jod, hy, waar, hy naam van Jahwe. En ek het vir jou gewys dat daar's 'n aanklag wat Moshe hier bring teen niemand anderster as die Allerhoogste nie, met ander woorde Jahwe nie. Jy kan sien, Moshe betwyfel sy roeping. En dis hier waar ek regtig vir jou wil vra, vir 'n oomblik wil vra, net om alle vorme van skynheiligheid af te gooi en jouself af te vra, of jy nie ook al van tevore 'n Moshe op jouself getrek het nie. Het jy nie ook al jou roeping betwyfel nie, of doen jy dit nie dalk nog steeds nie? Want Moshe vaar hier uit teen die een wat hom gestuur het. En niks het gebeur, soos wat Moshe is, dit verstaan het, of hoe hy dit geantisipeer het nie. So is jy nog met my? Ek sê, ek kan in alle eerlikheid sê, ek was al daar, meer as 1 keer. Hy sê, ek het na Farao in u naam gegaan. Ek het met Farao gaan praat. En al wat sy reaksie wat ons gekry het, is hy het ons volk, u volk, net meer mishandel. En dan kom die aanklag. En u het die volk glad nie verlos nie. Kan jy sien wat hier gebeur? Kan jy sien regtig wat hier gebeur? Nou dit wat jy op jou skerm sien, daar praat eintlik boekdele, dit gaan net swaarder. Ek weet, baie keer gaan 'n prentjie vir jou baie meer vertel. Ek meen, hier so links onder kan jy sien Moshe en Aaron staan, terwyl as jy na die regterkant kyk, dan kry jy die mense net swaar. So Moshe sê, en wees hy hier aan Jahwe, waarom stuur jy my? Ek kan dit nie verduur om die boodskapper van hoop vir my volk, die Israeliete, te wees. En daardie boodskap wat ek vir hulle bring, kom nie tot uitvoering. So ek het gedoen, ek het die boodskap van hoop gebring, jy kan het gebring nie. Dis nou wat hy sê. So kom ons spring nou in Parasha Vayera en kom ons kyk wat sê hy alles daar vir ons. Verder het Elohim met Moshe gepraat en vir hom gesê, ek is Jahwe. En ek het aan Abraham, aan Jitsak en aan Jakob verskyn as El. Eintlik as El Shaddai, né? Ja, kan ek net vir jou daar sê, as jy El, die Almagtige, dan is dit El Shaddai. Ja. Saam vorm dit die woord El Shaddai in Hebreëus. Maar met my naam Jahwe het ek my nie aan hulle bekend gemaak nie. Ook het ek my verbond met hulle opgerig om hulle die land Kenan te gee. Die land van hulle vreemdelingskap waarin hulle vertoef het, en ek het ook gehoor die gekerm van die kinders van Israel wat deur die Midsramiete in slawerny gehou word, en ek het aan my verbond gedink. Daarom so sê Jahwe aan die kinders van Israel, so jy moet sê aan die kinders van Israel, ek is Jahwe, en ek sal julle onder die harde arbeid van die Midsramiete uitlei, en julle red uit hulle slawerny, en ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot veroordelings, en ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n Elohim wees, en julle sal erken dat ek Jahwe julle Elohim is, wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Midsramiete uit. En ek sal julle bring in die land waaromtrent ek my hand opgehef het, om dit aan Abraham, aan Jitsak en aan Jakob te gee. En ek sal dit aan julle as 'n besitting gee. Ek, Jahwe. Moshe het toe so met die kinders van Israel gepraat, maar hulle het nie na Moshe geluister nie, uit ongeduldigheid en weens die harde diens. Verder het Jahwe met Moshe gepraat en gesê, gaan praat met Farao, die koning van Midsraim, dat hy die kinders van Israel uit sy land moet laat uittrek. Maar Moshe het voor die aangesig van Jahwe gepraat en gesê, as die kinders van Israel na my nie geluister het nie, hoe sal Farao dan na my luister terwyl ek onbesnede van lippe is? Daarna het Jahwe met Moshe en Aaron gepraat en hulle met 'n boodskap gestuur na die kinders van Israel en na Farao, die koning van Midsraim, om die kinders van Israel uit Midsraim uit te lei. Terwyl jy so lees, natuurlik bevat hierdie gedeelte wat jy nou gelees het, die
die tradisionele 4 bekers wat 'n mens gebruik tydens Pesach wanneer jy hierdie verhaal vertel. Nou wat ek nou wil sê is, ek hoor die Hebreërs, die wat Hebreëus praat, hulle praat nie van Farao nie, hulle praat van Par. Want as jy letter Pai, nee, dis wat praat. Pai, praat, gaan ons oor praat. Nou, ek los vir jou Shamot 6 vers 2 daar, ons hoef nie weer te lees nie, want ek wil vir sekere goeders, wil ek net vir jou uitlig. Jy gaan sien dat Jahwe sy naam hier openbaar in hierdie eerste alia, en hy met daai gedeelte wat daar staan, roep hy eintlik hierdie verbondshernuwing in herinnering. Jy gaan ook sien dat sy naam gaan weerstand of teenkanting ondervind. Nou, ek het gaan krap om so 'n bietjie agter die kap van die Bybel hier te kom, want ons moet kyk na die nuances van die Hebreëus. En wat jy eintlik hier sien, onthou jy nou hierdie hele jammerklagte, die aanklag wat Moshe nou gebring het, nou is dit Jahoua wat praat. Hy sê, en die Engel sê, he spoke harshly with Moshe. As jy terug gaan in die Hebreëus toe, en sê presies dit sien. Hy het streng met hom gepraat. Jy weet, en ons baie keer dink, jy weet, 'n streng gewees om to speak at the top of your voice, om kliphard te praat, wat ook al. Maar ek en jy weet, dit is nie die waarheid nie. Ons gaan na die voorbeeld toe van Elia, wat ook na hierdie selfde berg toe gevlug het, en hy het hierdie donderweer, en die blitse, en die aardbewings, en vuur, en wat ook al ondervind, en toe daar die stil stem. Nou, jy kan weet, dat wanneer Jahoua met gesag praat, dan praat hy met gesag en streng met daardie stil stem. Daai selfde stem wat na Elia Hanabi gekom het. Hy maak dit baie duidelik en hy sê, Ani Jahoua, ek is Jodhei Wawai, ek was, ek is, ek sal wees. Ek is vertrouenswaardig om diegene te beloon wat my mitzvot nakom, en insgelyks is ek net so vertrouenswaardig om diegene wat nie na my mitzvot luister nie, te straf. Ek sterf nie voordat ek die werk afgehandel het nie. Ek word nie swak voor vergelding plaasgevind het nie. Ek vergeet nie, ek was al van tevore hier. Moshe, ek weet wat jy gedoen het. Jy het gedoen wat jy gedoen het. Ek praat met jou met 'n streng stem, Moshe, het ek jou nie uit Midian uit gaan haal, omdat ek gesien het wat word aan my volk gedoen nie? So, wat dink jy, Moshe? Hoekom skree jy op my? Vra my, waarom het ek nie die Israeliete gered nie? Waarom vra jy dit? Dink jy regtig, jy is die enigste een wat hulle hoor huil en skree? Wie is dit wat jou geroep het? So kan ons mekaar net vir een oomblik verstaan, Moshe. Jy het nie die Israeliete gered nie, jy was in Midian, jy het skape opgepas. Ek, Moshe, ek is Jahoua, wat vir jou tot hier gebring het. Besef jy dit, Moshe? Nou kom ons hoor nou net, jy weet, terwyl ek nou vir jou nie probeer om met woorde oor te dra wat Jahoua se hart hier is, nee, wil ek tog ook vir jou vra, maar voordat ons Moshe kruisig, hy kla by jou. Hy kom net uit die Fariseë daar. Ek wil nie meer deel hê aan hierdie mense nie. Wie, nee, sorry, gebeur het van gebeur. Ek onthou daai hele storie met die Egiptenaar, maar nie meer verby nie. Nee, dis nie wat gebeur nie. Hy kla by Jahoua. Hy bid tot Jahoua. En waar kom dit alles vandaan? Want dit is nie 'n gebrek aan vertroue nie. Hy kla omdat hy net soos Jahoua vol compassion is en dat hy omgee en dat daai omgee is eintlik in oorvloed. Hy kan net nie meer aanskou hoe die Israeliete ly nie. Wat hy nou eintlik 'n hart vir die Israeliete gekry. Hy het 'n hart vir die Israeliete gekry, maar hierdie keer kan jy sien, dis 'n hart wat Jahoua in hom geplaas het. Ja. Nie waar hy in sy eie, dit In sy emosies en in sy menswees was gepas. waar hy daarin vasgevang is en dan volgens dit optree. En so, Hy begin die compassion van Jahoua voel. en, Hy begin sy hart ken en weergee en dit leef. maar is dit nie 'n ding wat ons nou al by herhaling gesien het as ons Israel toe gaan nie, wanneer ons daar is, jy voel jy kom huis toe en jy voel jy het hierdie compassion om met hierdie mense te werk en met hierdie mense te kan vertel en met hulle te kan deel dit wat jy het. Is dit nie 'n natuurlike ding by jou nie?
Want ek sal vir jou sê, as dit nie is nie, dan vra dat Vader vir jou so hart gee, dat hy vir jou 'n hart sal gee soos sy eie, vol van compassion vir sy volk, waarvan jy deel is. So, weer eens, hy wat Moshe is, hy kon net nie meer aanskou hoe hierdie Israeliete lei nie. En daai skree gedeelte, miskien is dit nodig dat 'n ou verstaan, hou net op skree. Onthou jy daai psalm wat sy daar gesing het, toe sy daar sing toe sê, be still and know that I am Yahweh. Dit is so gepas, wees stil en weet dat ek Elohim is. En Moshe, dis wat die Vader nou eintlik vir hom sê, is, ek wil hê jy moet my leer ken. Die uitroep is eerder, Yahweh, kan ek u leer ken, want ek kan nie hierdie vat nie. Ek kan nie vat dat hierdie volk so lei nie. So, en baie keer, of die meeste van ons, dink ons ken Jahwe. Ons ken hom eintlik regtig nie. Dit is baie belangrik wat jy daar sê, ons probeer die wese van Yahweh ken. En dis so wyd, dis so groot, jy fokus dan eintlik op die verkeerde ding, en dis wat hy hier vir Moshe dan ook gaan wys. Hy gaan sê, Moshe, kyk na wat ek doen sodat jy my karakter kan leer. Ja, En dis presies wat hy met ons doen. dis Hy presies nooi wat ons uit om met die studie van hierdie parasha sy hart te leer ken. Jy is heeltemal reg. En is nie net die hart nie, is kom tree op soos wat ek vir jou sê, tree op. Jy is die uitvoerder van my instruksies. Ek gebruik jou die mens om hierdie te doen. Ek het voldoende vertroue in jou om dit te gaan doen. Ek gaan julle jy gaan sien, dan gaan hulle bemagtig dat hulle dit kan doen. En ons sê altyd, die parasha is so lewendig, dat dit speel gewoonlik in ons lewens uit, en moenie dink dat ons hierdie week dit vrygespring het nie. Ons het Verseker, Vader het in baie opsigte ons harte vir ons geopenbaar, hoe lyk ons harte? In baie opsigte vir ons gewys, maar hoe onbesnede is ons lippe? baie beslis. So ons is transparant om vir julle te sê dat ons moes ook gaan repent. Ons moes ook, soos wat Chris gesê het en gebid het, voordat ons ingegaan het, ons in die Amidah gedoen het. Ons is regtig net mense. Aan die einde van die dag is ons ook net mense, en ons begaan ook foute. En wanneer ek dan sê, maar Vader, vergewe ons in die Amidah, in die staande gebed, dan is dit die begeerte van my hart elke keer. Goed, maar ek is bly vir daai kommentaar wat jy daar ingegee het, want dit is regtig, dis belangrik. Dis belangrik dat ons verstaan dat die wese van Elohim is so oneindig, dat ek en jy kan dit nie, so hy probeer homself aan ons bekendstel volgens sy karakter, volgens wat hy doen. Onthou nou net, hy beoordeel Farao aan wat hy doen, en dit vorm Farao se karakter. Net so aan dit wat ons doen, gaan ons karakter dan nou vorm, en ook dan nou Moshe sinne. So jy moet verstaan die mens. Nou, een van die uitdagings wat ons het, is dat ons wil nie regtig daai connection met jou hê nie. En as ons dan nou hierdie connection met hom wil hê, dan wil ons dit op ons terme hê, op ons eie. En hoeveel keer het ons dit nie die afgelope 90 dae gesien, dat mense wil op hulle terme daai verhouding met die Vader hê. Maar ek sê weer vir jou, by verstek, of soos ons altyd sê, by default, wil ons nie 'n verhouding met jou hê nie. Maar kom ons kyk nou na die tweede gedeelte van die skrif op die skerm. Hy sê, elkeen van hierdie vaders, want dan hy praat nou hier van Abraham, Jitsak en Jakob, het jy al ooit agtergekom dat nie een van hulle het ooit iets wat jou van hulle gesê het, bevraagteken nie? Moshe is die eerste een wat dan kom en hy bevraagteken of. Verstaan wat regtig hier gebeur, en dan kan jy nou verstaan, waarom sit er 11 ure gister hierdie aanpas, sodat ons hieroor kan praat. Die vaders het nooit jou bevraagteken nie. Jy weet ook dat elkeen van hulle het op sy eie persoonlike manier 'n persoonlike verhouding gehad met Jahwe. Wat jy ook moet hê, dis wat ek en jy moet hê, deur die afgehandelde werk van Yeshua in die volle krag van die Ruach HaKodesh. Nou ek wil jou iets net uitlig.
ons praat van hulle as die vaders, nee. Die woord af, dit beteken vader. En ag, daar is al so baie daaroor gesê, ek gaan nie eens uitbrei nie. As jy praat van Avram Avinu, dan weet jy praat van vader Avram, nee. Of wanneer jy tot vader sal bid volgens so wat Yeshua dit nou vir ons gesê het, dan Avinu, onze Vader wat in die hemel is, Avinu Shemashemahim, of Avinu Molkeinu, verstaan nie, dan praat jy van hom as vader. Maar die woord af, dit word bietjie anders ook in die skrif gebruik, en dit kom eintlik ook maar net op 'n paar plekke voor, want dit kan ook beteken die Engelse woord want. You have needs and you have wants. Dit kan ook beteken want. Ek wil iets hê. Ek begeer iets. Abraham, Jitsak en Jakob, hulle wou iets van Jahweh hê. Hulle het iets van hom begeer. Hulle was desperaat om 'n koneksie met die skepper van die hemel en die aarde te hê. Die woord af. En ek meen dit het my laat botstil staan. Die Engels sal vir jou sê, Avot is the fathers who were desperate to have a connection with Yahweh. So hierdie deel uit die Torah het al baie misvattings opgelewer. Hy sê, Yahweh sê van Moshe, ek het aan Avram, Jitsak en Jakob verskyn as El die Almagtige, maar met my naam Yahweh het ek my nie aan hulle bekend gemaak nie. Weerens, die Avot, die vaders, hulle was nie onbekend met Yahweh se naam nie. Onthou dat dis hierdie ouens wat hierdie desperate begeerte gehad het om met hom te konnekteer, wat ek en jy ook moet hê, né? Ek en jy moet dis wat Yeshua kom doen, en Vader, ek het u naam aan hulle bekend gemaak. Hy wil hê dat, soos wat hy hierdie desperate begeerte het om 'n verhouding met die Vader te hê, wil hy, moet jy dit ook hê, moet ek dit ook hê. So weer eens, hierdie vaders was nie onbekend met Jahweh se naam nie. Sy naam is nie 'n titel nie, dis 'n funksie. Hulle het hom net nog nie ondervind nie, hulle het hom nog nie so beleef nie. Nou vat ek jou terug, want dis hoekom hy sê, ek is El die Almagtige, ek is El Shaddai, ek is die beloftegewende mag. Jy sien, die hele boek van Bereshit praat oor al die beloftes wat aan Avram, Jitsak en Jakob gemaak is. Nou sê hy, ek is Yahweh, ek is die belofte uitvoerende mag. En net hier begin die hele konsep van Geula, verlossing. Hy is nie net El Shaddai die voorsiener nie, hy is die een wat daai verbond gaan uitvoer, en dis hoekom hy sê, dis wat ek gaan doen, ek sal. En jy gaan sien, hy gaan presies dit doen. Kom ons kyk na die verbond en weerstand. Maar hulle het na Moshe nie geluister nie uit ongeduldigheid en weens die harde diens, en toe gaan kyk ek, wat praat hulle hiervan? And Moses spake so unto the children of Israel, but they hearkened not unto Moses for anguish of spirit and for cruel bondage, sê die King James. Die Tree of Life version sê, Moses spoke this way to Bnei Israel, kinders van Israel, but they did not listen to him because of their broken spirit and cruel bondage. En ander vertalings gaan vir jou sê, because of a shortness of spirit and hard labor. Hierdie ouens, nee, was uit asem. Hierdie ouens het so hard gewerk, hulle het nie asem gehad nie, hulle was in so gebrokenheid, hulle was in so 'n toestand ingedwing deur Farao en sy slawedrywers, dat hulle het nie tyd gehad om aan enigiets te dink nie. Ek sê jou weer, hier gaan jy baie versigtig met aandag gee, want ek sê weer, Jahweh openbaar sy naam in hierdie parasha, in hierdie eerste pasuk wat jy kry, en hy roep dit in herinnering. Maar kan jy sien dat die weerstand en die teenkanting kom van die Israeliete self? En hier is 'n insig wat ek en jy van moet kennis neem. Moshe bring hierdie boodskap na Israel, en hulle kan dit nie hoor nie, en jy moet vra, hoekom? Want dit is omdat hulle gees tekort gekom het as gevolg van die harde arbeid. Jy kan vir jouself dink, ek dink die Hebreëse term wat hulle hier gebruik is, kotser roag. En die voorbeeld wat jy hieruit gaan kry, is, jy weet, 'n ou is besig om te drink, en terwyl jy probeer om hierdie ou te red,
dan gaan hierdie ou wat jy probeer red, beveg hy jou. Nee, Israel was te gebroke om die hoop te sien. Weer eens as jy geluister het na die liedere wat ons gespeel het voor die tyd, dan verstaan jy, hulle het nie hoop nie. Hulle het hoegenaamd nie hoop nie, en ek wil eintlik gou dit net hier noem, want ek het toe ons deur die notas gaan, vanmôre het ek gesien, ons het dit uitgelaai. Daar's 'n bekende skrywer, Elie Wiesel, uit die Tweede Wêreldoorlog, uit die Holocaust het hy het uitgekom. Die een ding wat hy oor geskryf het, daar is, weet jy, hy sê, in die konsentrasiekampe het baie van die Jode geweier om, weet as hulle berigte hoor van hier kom verlossing, hier kom 'n uitkoms, hulle het naderhand geweier om dit te hoor, want hulle het begin bou op hierdie hoop, net vir dit om nie te gebeur nie, en dan bou hulle op hierdie hoop, net om nie te gebeur nie. So die gevolg is, wanneer hierdie hoop dan nou beskaam, dan het dit hulle gees so gebreek, dat baie van hulle kort daarna net dood eenvoudig gesterf het. Met ander woorde, en dit is hierdie kotse roag situasie, Israel se hoop, onthou net, die boek van Shemot het begin, en dan het 80 jaar verloop, voordat Moshe by hierdie hele punt kom. Dis hoekom hy vir jou duidelik sê, Moshe was 80 en Aaron was 83. Hulle het nie meer fit in hulle gehad nie. Hulle het nie meer asem in hulle gehad nie. Hulle wou nie hoop teen hoop nie. Dis eintlik waar dit neerkom. Is dit nie maar wat Yeshua eintlik doen nie? Ons Messias, hy kom genees eers ons ruach, sodat ons die proses van fisiese bevryding kan deurstaan. Jy sien, onderdrukking maak nie net liggame tot slawe nie. Dit beperk hulle verbeelding. Hulle kan nie hulle self verbeel dat hulle uit hulle omstandighede kan kom nie. En ek sê vir jou, hier sien jy dit staan op jou eie, in jou eie skrif. 'n Volk wat lank genoeg verpletter is, sal die goeie nuus, die evangelie verwerp, nie omdat dit vals is nie, maar omdat dit gevaarlik is om te hoop. En dink jy dit is net die volk wat besig is om bakstene te bou en te maak en te bou en al daai so? Nee, Moshe homself begin twyfel. Sy eie hoop begin in mekaar val. Hy sê, ek is van onbesnede lippe. Dit gaan nie oor nederigheid nie. Dit lyk asof hy sê, nee, ek het onbesnede lippe, ek kan nie gaan nie. Hy probeer nou hierdie vermy deur 'n selfbewustheid, nee. En hier is 'n leierskapsles vir my en vir jou hierin. Wanneer die verantwoordelikheid te swaar word, dan gryp leiers dikwels na hulle eie persoonlike beperking as 'n morele dekmantel hoekom hulle ding nie kan uitvoer nie. Daai woord onbesnede lippe, aral sepatayim, so Moshe claim hier 'n spraakgebrek, en ek sê nou vir jou, baie van ons sit met hierdie aral sepatayim. Ons claim, ek kan nie praat soos jy nie, ek kan nie bid soos jy. Ja, jy weet, ek kan nie by Vader hoor soos jy nie, ek kan nie, verstaan, en ek sê, nee, moenie my Vader se naam so verkeerd hanteer nie, asseblief moenie dit doen. Hy het jou gered, hy het jou gewas, hy het jou duur gekoop, hy het jou afgewas, hy het jou gevul met sy gees. Weet jy wat, jy het nie 'n spraakgebrek nie, want die eerste ding wanneer hulle die ruach ontvang het, is hulle het begin in tale praat. Jy het nie 'n spraakgebrek nie. Wat jy het, is jy het nie 'n behoorlike idee aan jou goddelike identiteit nie. Want dis wat hy doen. Ons sit hier met hierdie goddelike identiteit, die naam van Jahwe, ons sit met 'n verbond wat in vervulling moet gaan, en ons sit hier met menslike broosheid, en ons klein by spraakgebrek. En die insig wat ek wil hê dat ons vandag hieruit moet kry is dat verdrukking, onderdrukking, ellende, benoudheid, swaar kry, smarte, al hierdie is beskrywings van die Engelse woord afflictions. En hierdie afflictions maak dat jy die goeie nuus, die evangelie, uitblok. Jy wil jou trauma uitblok. Ek onthou het ek geleer dat jy kan gered wees, jy kan gedoop wees in die Ruach HaKodesh, maar as jy aanstoot neem, is dit asof daai aanstoot al daardie goeders toebedek, en all of a sudden is jy weer, it's all about you.
Ek sê nog, aanstoot sê nie vir my soveel soos offense. Dit is nou maar net 'n Afrikaanse woord nou, offense. Ja. Dan weet ons almal waarvan ons praat. Ja, presies. Presies. Nee, ek stem met jou. Nee, weet baie keer met soek om ek mix my languages met ek baie lekker, maar ek klein ek kom uit die Ooskaap uit ons praat so. Goed. So kan jy sien, Moshe kom met die goeie nuus. Het hy nie die opdrag om te sê, hy kom in die naam van Jahweh, die Elohim van Abraham, Isak en Jakob nie? So kan jy sien, hoekom is hierdie gedeelte so belangrik om te verstaan, dat daai dringendheid, daai desperaatheid om Jahweh so te ken, hy kom in daai naam na die volk toe, dis die goeie nuus, en hulle wil dit nie hoor nie. Want dit raak, jy weet, hierdie goeie nuus is ons nou baie duidelik. Dit gaan praat van hierdie 3 vaders wat geglo het in die koninkryk van Elohim, geweet het waaroor dit gaan. En nou sien jy dat wanneer Vader dan nou met Moshe begin praat, hy spring weg na hierdie aanklag en hy sê, Ani Jehovah. Hy gee sy naam as 'n aktiewe toetreding hierso. En dit is alles gebou op hierdie beloftes aan Abraham, Isak en Jakob. So hierdie Israeliete se versuim om te luister, wys vir my en vir jou hoe onderdrukking harte kan verhard. En ons moet kennis neem van hoe Jahweh te werke gaan om diegene wat jou harte verhard, hoe om dit af te takel. Hy gee vir jou die patroon, hy gee vir jou iets om mee te werk. Hoe sal Farao dan na my luister terwyl ek onbesnede van lippe is? Daarna het Jahweh met Moshe en Aaron gepraat en hulle met 'n boodskap gestuur na die kinders van Israel en na Farao, die koning van Mitzraim, om die kinders van Israel uit Mitzraim uit te lei. Wat sê die Torah? Wat sê die Torah vir ons? Kyk. Wat jy nou gaan sien is, hier is 'n konfrontasie wat gaan kom om te sê, wat is die regmatige posisie van Moses en Aaron. Hierdie 2 manne se regsposisie word definitief baie duidelik deur die Allerhoogste gemaak. Hulle is die manne van Faam, hulle is regstand, is vasgemaak. Hulle is uit die troonkamer uit gekies om hierdie werk te doen. En dis 'n beginsel wat jy kan sien deur die eeue gaan geld, dwars deur. Yeshua het dit erken, al die apostels het dit geken. Die bloedlyn is definitief van groot belang. Ek gaan nou net vir jou wys hoe hierdie onderbreking hierin. So, maar ek wil eintlik vir sê, in Yeshua se tyd was autoriteit sonder 'n bewese bloedlyn, was dit 'n baie verdagte ding gewees. Ja, ek dink nie ek gaan in daardie ingaan op hierdie huidige stadium. So kom ons gaan aan. Ek wil net vir jou seker maak, dat hierdie 2 manne word bekragtig, of hulle leierskap word dan bekragtig. Jy sien daar is 'n bekragtiging van 'n legitieme, van 'n regmatige gesag. Jy sien hierdie Alia is daar, hy begin nou vir jou sê, ek is Jahweh, en hy gee al hierdie verduideliking, en uit die blou tyd, dan gee hy nou weer vir jou geslagsregister. Jy gaan op die volgende skyfie dit sien, ons gaan dit nie vir jou alles lees nie. Ek wil net hê jy moet sien, hy onderbreek die aksie om die familiestamboom te lys, wat Moshe en Aaron se Levitiese wortels dan nou gaan beklemtoon, en weer eens ook hulle goddelike verkiesing gaan beklemtoon. So, ek wil hê jy moet verstaan, uit hierdie hele verhaal van wonderwerke en gesag, dat verlossing is nie net iets wat spontaan gebeur nie. Dit vind plaas volgens die stamboom. Hierdie 2 wat gekies word, en dan kan jy maar van Miriam ook agterna ingooi, want sy is die profeet. Jy kan sien, daai 3, hulle vorm die kern van die leierskap wat gaan toesien dat almal uit Egipte, of Mitzraim uitkom. So hierdie gaan alles gaan oor erfenis, dit gaan oor die fondasie van die priesterdom en die goddelike orde. Dit is hoekom jy hierdie hele stamboom van die Lewiete nou weer gaan kry. So ek wil vir jou sê dat as dit kom by leierskap in die familie, dan maak die stam
of leierskap in die familie en die stam, dan maak hierdie stamboom maak saak. Jy gaan ook sien uit hierdie uit, dis 'n vooruitskadu van Aaron se hoëpriesterlike rol wat gaan volg. Ek probeer eintlik vir jou sê dat beide Moshe en Aaron, jy weet, hulle is nie vryskut charismate wat iets probeer doen nie. Hulle is binne die stam van Levi, hulle is binne in hierdie priesterlike lyn, al is dit nog nie so gevestig nie, maar daar's 'n vooruitskadu daarvan. En dan sien ons, afgesien van Moshe en Aaron, gaan daar 'n voortdurende ketting van verantwoordelikheid van Levi se kant af wees. Die Lewiete sal verantwoordelik wees ooreenkomstig dit wat Vader hier bepaal. En jy sien, ek gee vir jou al daai, ja, hy begin, dis die hoofde van die families, en dan praat hy oor Reuben, en dan praat hy oor Shimon, en dan gee hy vir jou hierdie lang verduideliking oor die seuns van Levi, en dan sê hy, dit is Aaron en Moshe aan wie Jahwe gesê het, lei die kinders van Israel uit Mitzrayim ooreenkomstig hulle leerskare. Dit is hulle wat met Farao, die koning van Mitzrayim, gepraat het, om die kinders van Israel uit Mitzrayim uit te lei. Dit is Moshe en Aaron. Die dag toe Jahwe met Moshe gepraat het in Mitzrayim. Dit staan daar in hoofstuk 6, net so. So, jy het nou gelet daarop, ek dink wat jy moes weet, wat is die woord wat hulle gebruik? Die hele missie word hierso herverwoord, hergeformuleer en bevestig. Kan jy sien? Okay, het jy nou mooi verstaan wat ek vir jou sê? Ek is Ani Jahwe. Weer eens, haal hy die vaders aan, daai tyd, so nou gaan ek nou weer eens julle opdrag herverwoord, herformuleer, ek gaan julle mandaat bevestig, en daar sien jy, daar staan dit, vers 26 en tot 28, hulle het 'n mandaat. Wat ons bring by Shemot 7. En Jahwe het aan Moshe gesê, kyk, ek stel jou as 'n Elohim vir Farao, en jou broer Aaron sal jou profeet wees. Jy moet praat alles wat ek jou beveel, en jou broer Aaron moet met Farao praat, sodat hy die kinders van Israel uit sy land laat uittrek. En ek sal Farao se hart verhard, en my tekens en wonders in Mitzrayim vermenigvuldig. Maar Farao sal aan julle nie luister nie, en ek sal my hand op Mitzrayim lê, en my leerskare, my volk, die kinders van Israel deur groot veroordelings uit Mitzrayim uitlei. Dan sal die Mitzraymiete weet dat ek Jahwe is, as ek my hand oor Mitzrayim uitstrek en die kinders van Israel tussen hulle uitlei. Moshe en Aaron het toe gedoen, soos Jahwe hulle beveel het. So het hulle gedoen. En Moshe was 80 jaar en Aaron 83 jaar oud, toe hulle met Farao gepraat het. Ja, so wat is jou verskoning? Moenie vir my sê, jy het dit dom nie, glad nie. So, wat wil ek hê moet jy sien? Die doel van hierdie plan wat nou gaan kom is, sodat Mitzrayim mag weet dat ek Jahwe is. Jy gaan sien, hy gaan 'n maat vir maat geregtigheid gaan hy toepas. Mida, kneghet, mida is die term. Mitzrayim het die Hebreëse seentjies in die Nyl gegooi, die maat waarmee hy dit dan nou gemeet is, die Nyl gaan in bloed verander. Mitzrayim het die Israeliete genadeloos in die lande laat werk, die lande is deur haal en sprinkane vernietig. So jy kan sien, dis nie 'n arbitrære wraak nie, dis 'n soort van 'n opvoedkundige geregtigheid wat regtig ontwerp is om die morele beginsel van oorsaak en gevolg vir hulle te leer. Beide Israel en die Egiptenare leer hierdie ene. Die tweede punt wat ek hier wil maak is dat hierdie demonstreer die plaas systematies, jy weet, en jy kan sien dat elke aspek van die Egiptiese lewe en godsdiens, jy sien Jahwe sê, ek het meesterskap oor dit alles. Mitzrayim het die Nyl ontbid, dan word dit bloed. Mitzrayim het sekere diere vereet, dan sterf daai diere aan die pes. Mitzrayim was trots op hulle landbouoorvloed, dan word hulle oeste vernietig. Kan jy sien wat word van hulle teologie? En dan wat ek jou gesê het in die begin, Maar is ek dit weet wat hulle God is. So jy moet gaan kyk in jou lewe, wat is God en wat speel nie uit soos wat jy verwag het met uitspeel. exactly, wat maak jy eintlik 'n God? Ek sê, Want jy gaan maat vir maat gaan jy geoordeel word, dit is die beginsel wat hieruit kom. So jy kan sien, Jahwe berei jouself voor nou hierso vir vryheid, nee, dis net slawe wat onderdrukking geken het,
hulle kan sien dat hulle meeste word verneder voordat hulle eie waardigheid kan begryp. So hierdie pla bou nou weer Israel se gevoel van waarde op deur vir hulle te wys dat Jahwe, die Elohim van hulle voorvaders, is magtiger as die magtigste ryk op aarde. Ons sien ook dat die Midrash leer dat die pla Israel gesuiwer het. Maar hy het ook diegene verwyder wat geassimileer het. He. Ons sien hierdie ding ook oor en oor deur die skrif. 10% wat in Babylon was, het teruggekeer. So hierdie is 'n baie moeilike ding om te begryp, maar jy moet baie versigtig wees om buite die orde en die mitzvot van jou woord te beweeg. Want he doesn't take kind daartoe as jy nie luister en gehoor gee aan die mitzvot nie. Aan die gebooie nie. Ja, aan al die gebooie nie. En ons kan daarby uitkom. So, ek wil vir jou opsom hier van Shemot 6:29 tot 7:7. So hulle kry nou hierdie bevel om Farao te konfronteer. En Aaron is soos Moshe se stem. Hy moet die praatwerk gaan doen. Maar daar is die waarskuwing dat Farao se hart gaan verhard. En dan sien ons al hierdie vermenigvuldigde wonders om Jahwe se oorheersing te bewys. En dan gee hy ook vir ons die ouderdomme. Nou, weer eens, ek maak die punt. As Jahwe vir jou 'n sending gegee het, hy sal daai sending weer herhaal. Hy sal. Hy gaan nie vir jou op 'n ander sending stuur as jy nie hierdie sending afgehandel het nie. Kry daai beginsel vas. So, dis hoekom ek weet. Ons het so ruktig vir julle gesê, hoorie, ons weet ons staan op regte gang. Ons weet ons is op 'n sending. Ons wag om te kyk en te sien wat is dit. Jahwe herhaal die sending. Hy wys Aaron as 'n profeet vir Moshe en dan voorspel hy ook die weerstand wat tot al hierdie tekens gaan lei. So weer eens, die ouderdomme beklemtoon goddelike roeping. Moenie dink dat jou ouderdom gaan jou keer om hierdie opdrag te kan uitvoer nie. Almal wat hier is, kan ek jou sê, is 50 plus, hier en daarheen onder dit. Ek kan nou vir jou sê, as jy 50 plus is, weet jy het 'n roeping en weet Vader roep jou om dit uit te voer. Dis tyd om aan te meld, om die koninkryk uit te bou. So, hy sê, kyk, ek stel jou aan as 'n Elohim vir Farao, en hy toe ons vanmôre daaroor praat, het dit dan weer 'n lang bespreking ontlok. Jy sien, in die Hebreëse denke is iemand wat gestuur word, is 'n shaliach, hy's 'n agent. Hy's 'n agent van die een wat hom gestuur het, en Moshe word 'n Elohim genoem, omdat hy Jahwe se gesag uitoefen. Dit beteken nie Moshe is God nie, mense. Dit beteken nie dit nie. Julle, ons word baie uitgehaal oor hierdie ene. Dit is, mense kan dit net nie verstaan. Hulle kan dit net nie verstaan nie, veral nie as dit kom by Yeshua nie. Wanneer Yeshua gesag opeis, dan tree hy op as die opperste shaliach, om die waarheid te sê, hy is so verhoog, dat hy ons kan uitstuur, soos wat die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Hy is die seun van Elohim, omdat hy die Vader se naam en krag dra, maar hy bly 'n afsonderlike wese van die Vader. Nee, so, weet net, dit is wat hier gebeur. Moshe het jy iets wat jy wil byvoeg hierso? Ek het toe ons nou nadat ons gepraat het vanoggend, wil ek julle verwys na hierdie skrifgedeelte, Tehillim 82 vers 6 en Johanan 10 vers 34. Twee waar daar gepraat word van dat ons verwys word as gode. En Yeshua self verwys. Maar hy sê, staan dit nie in julle skrif geskryf dat julle Elohim is nie. Exactly. Hy sê, Dit beteken nie dat jy is die skepper, maar jy is soos 'n Elohim. Dis jou identiteit. jy beweeg met die volle gesag en mag, jy's behoorlik bekragtig deur Yeshua om Vader se werk te doen. En dis die probleem met die meeste mense, is dat hulle weet nie wat hulle identiteit is nie. Nou staan hulle hier onder op die grond, en hulle bid boontoe, in steede van, die skrif sê ons is in hemelse plekke, saam met Yeshua. So ons moet vanuit daai plek af onder toe bid, en vanuit daai plek af uit regeer, saam met Yeshua. Maar nou wil ons hieronder staan, en ons, hierdie wurmpie Jakob,
Jy is nie, Is dit nie? ek dink waaroor hierdie ding gaan, ek stel jou onder sy Elohim, dit spreek die wanopvatting wat ons mag hê oor wat jou werklike identiteit is. Mense, hoe kan ons nie die Messias glo wanneer hy sê, die koninkryk van Elohim is in jou en om jou nie. Weet jy wie jy is? Weet jy wat jy kan doen, wat jy moet doen, of hak ons vas by die verlede, in steede daarvan dat ons fokus op die toekoms. Aan die verlede gaan jy net maar niks kan doen nie, maar die toekoms, nee, kan jy die koninkryk van Elohim gaan uitbou, en dit is presies wat Moshe hierso gaan doen, is, hy gaan nou die koninkryk van Elohim uitbou. Het jy agtergekom, ewige later, aanvaar hy en Aaron hierdie opdrag, en daar stap hulle aan, Farao, hier is ons op pad, al wat ons gaan doen is, ons gaan vir jou sê, jy kan nou maar maak soos wat jy wil, jy kan wat ook al, ons gee vir jou dit wat Elohim sê, that is what we gonna do. Dis wat ek en jy moet doen. Wat Elohim sê, dis wat ons gaan doen. Maar hy sê, ek sal Farao se hart sal ek verhard. Ek meen, weer eens is dit een van daai goed. Al wat eintlik hier gebeur is, Vader gaan nie en hy sê, wow, nee, eintlik is Farao nou nie meer een van my geliefde mense nie, ek gaan sy hart verhard nie. Nee, die verharding is reeds in Farao. Vader gee hom omstandighede waar hy keuses het, en daai keuses is een wat Farao moet uitoefen, en wanneer hy dit uitoefen, dan verhard hy self sy hart verder. Want daai keuses, die herhaalde keuses wat hy maak, dit skep sy karakter. En sy karakter word sy destiny. Jahoe is nie die een wat die boosheid in hom plant nie, hy is die een wat dit wegvat. So, al wat Moshe en Aaron, wat hulle kry om te doen is, Moshe, hou jy net aan praat, laat hulle aanhou om jou te verwerp, gaan net voort, in elke geval waar ek vir jou die instruksie gee. Hoekom? Want die doel is nie net Israel se vryheid nie, maar dat Mitzrayim blootgestel gaan word. Hy sê dat sodat Mitzrayim sal weet dat ek Jahwe is. Dit is 'n openbare teologiese les wat hulle hier gaan kry. Maar hierso gaan ons 'n bietjie spring. Nou begin ons praat oor al hierdie vloeke wat nou gaan kom. Nee, dit gaan oor stawe en slange en die grense van nabootsing en dis meer. En Jahwe het Moshe na Aaron aangespreek met die woorde, as Farao met julle praat en sê, doen tog 'n wonderteken vir julleself, dan moet jy vir Aaron sê, neem jou staf en gooi dit voor Farao neer, dan sal dit 'n slang word. Toe het Moshe na Aaron na Farao gegaan en gedoen net soos Jahwe hulle beveel het. Aaron het sy staf voor Farao en voor sy dienaars neergegooi, en dit het 'n slang geword. Net voor die aangaan, al wat jy wil sê is, alle valse geestelike krag sal uiteindelik deur die ware gesag van die Vader se Messias opgeslurp word. Dis presies wat jy hier kry. Dis 'n profetiese prentjie. Daarna laat Farao ook die wyse manne en die towenaars roep, en hulle, die Mitzramitiese towenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste. Elkeen gooi sy staf neer en hulle word slange, maar Aaron se staf het hulle stawe verslind. Maar Farao se hart was verhard, sodat dat hy na hulle nie geluister het nie, soos Jahwe gesê. Toe sê Jahwe vir Moshe, Farao se hart is verhard. Hy weier om die volk te laat trek. Gaan môre vroeg na Farao toe, kyk, hy sal uitgaan na die water. Staan dan aan die kant van die Nyl om hom te ontmoet, en neem die staf wat in 'n slang verander het in jou hand, en sê vir hom, Jahwe die Elohim van die Ivrim, dis nou die Hebreër, het my na u gestuur met die boodskap, laat my volk trek, dat hulle my kan dien in die woestyn. Maar kyk, u het tot nou toe nie geluister nie. So sê Jahwe, hieraan sal jy weet dat ek Jahwe is. Kyk, ek sal met die staf wat in my hand is, op die water slaan wat in die Nyl is, en dit sal in bloed verander word, en die visse in die Nyl sal doodgaan, sodat die Nyl sal stink. So hierso kan jy sien, begin die aftakeling van Farao se teologiese stelsel. Dis 'n goeie ding. Ja? En die Mitzraymiete sal te vergeefs trag om die water uit die Nyl te drink. Verder het Jahwe met Moshe gepraat,
sê vir Aaron, neem jou staf en steek jou hand uit oor die waters van die Midsraimiete, oor hulle strome, hulle kanale, hulle waterkuile en oor al hulle versamelplekke van water, sodat dit bloed word. Daar sal bloed in die hele Midsraim wees, ook in hout en in klipbakke. Moshe en Aaron het toe so gedoen, soos Jahua beveel het. Hy het die staf opgehef en die water wat in die Nyl was, geslaan soos die oë van Farao en voor die oë van sy dienaars, en al die water in die Nyl is in bloed verander. En die visse wat in die Nyl was, het dood gegaan, en die Nyl het gestink, sodat die Midsraimiete die water uit die Nyl nie kon drink nie, en daar was bloed in die hele Midsraim. Maar die Midsraimiete towenaars, Midsraimitiese towenaars, het dieselfde gedoen met hulle towerkunste, sodat Farao se hart verhard is, en hy het na hulle nie geluister nie, soos Jahua gesê het. En Farao het omgedraai en hulle toegegaan en huis toegegaan en dit ook nie ter harte geneem nie. Maar al die Midsraimiete het rondom die Nyl na water gegrawe om te drink, want hulle kon van die Nyl se water nie drink nie. So het dan 7 dae verbygegaan, nadat Jahua die Nyl geslaan het. Gaan ons na Shemot 8 vers 1. Ja. Verder het Jahua met Moshe gepraat, gaan na Farao en sê vir hom, so sê Jahua, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. En as jy weier om hulle te laat trek, kyk, dan sal ek jou hele grondgebied met paddas tuiste, sodat die Nyl van paddas sal wemel, en hulle sal opklim en in jou huis kom, en in jou slaapkamer, en op jou bed. Kan jy sien wat hy hier doen? Hy sê, hier is 'n inval, jy weet, in die mees private ruimtes in jou huis. En jy gaan sien, Farao gaan nou smeek dat die pes verwyder word. En al wat jy eintlik hier gaan sien is dat selfs die magtigste man op aarde is onderworpe aan die Vader wat die werke doen, né? So Farao erken die krag, maar dit lei nie na 'n teshuwa by hom nie. So kom ons gaan aan. Ook in die huis van jou dienaars en onder jou volk, en in jou bakoonde en in jou bakskottels, en die paddas sal teen jou en teen jou volk en teen al jou dienaars opspring. Verder het Jahua met Moshe gepraat, sê aan Aaron, steek jou hand uit met jou staf oor die strome en oor die kanale en oor die waterkuile, en laat die paddas opkom oor Midsraim. En Aaron het sy hand oor die waters van Midsraim uitgesteek, en daar het paddas opgekom en Midsraim oordek. Dus wat het ons nou hier gedoen? Nee, so kom ons kyk net hier na die vinnige opsomming daarvan. Jy sien, Aaron se staf word 'n slang, die towenaars maak dit na, hulle repliseer dit. Wat wil ek vir jou sê? Het jy gesien dat die Torah ontken nooit 'n valse mag nie? Hulle het valse mag gehad. Die Torah ontken dit nie. Maar Aaron se slang sluk hulle sinne in. En dit sê net vir jou, nabootsing is nie 'n gesag nie. Die replikasie is nie 'n soewereiniteit nie. En dan sien ons, die volgende ding is dat die Nyl in bloed verander, die paddas oordek die land, en nou begin Farao onderhandel. Maar hy onderhandel, maar hy het nog nie berou nie. Hy vra vir verligting, maar hy vra nie vir transformasie nie. So jy kan sien, 'n leier wat onder druk verander, hy sal altyd terugkeer na waar hy was, voordat daai druk op hom toegepas is. So nee, Farao se hart is nog nie heeltemal in lyn nie. En dan sien ons praat nou hier van die vinger van Elohim. Die volgende wat jy gaan sien is die stof van die aarde word kenim. Dit is die die luise en die vloeie. Hierdie grens aan die okkulte. Die towenaars kan nie lewe in so klein vorm naboots nie. Dis 'n belangrike ding om van kennis te neem. So hierdie luise begin deur hierdie huis gaan, die towenaars misluk, en wanneer hulle dan nou misluk, dan sê hulle, dit is die vinger van Elohim. Farao hoor hierdie waarheid, hy ignoreer dit, en dan kry hy die waarskuwing van die wilde diere. Ek wil net vir dit sê, Yeshua het gesê, wanneer hy hierdie bose geeste deur die vinger van Elohim uitdryf, dan is dit die verwysing hierna. Nee, hulle kan dit nie namaak nie.
So wanneer hy deur die vinger van Elohim die geeste uitdryf, dan moet hulle gaan. So jy kan sien hier word Goshen nou vir die eerste keer Goshen, die land Goshen word dit nou gespaar en jy kan nou sien hierso word nou 'n onderskeid gemaak in hierdie verlossingsverhaal. Vader is nou besig om Israel af te skei van Mitzraim en dit gaan nie meer oor oorlewing vir hulle nie, dit gaan oor oorlewing vir Mitzraimiete, maar nie vir Israel nie. So ons het hierso 'n hele klompie goed het ons net aangeraak, maar weer eens is dit. Ons moet onsself daai vrae afvra. Weet ons regtig wie Jahwe is? Ken ons die volheid van sy naam? Weet ons, het ons daai selfde dringende desperaatheid om Jahwe te ken in die volheid van wie hy is, soos wat die aartsvaders dit gedoen het? Erken ons missie? Het ons 'n hart vir ons volk, wat Israel is? Het ons 'n hart daarvoor? Wat gaan ons nog byvoeg hier? Want hierdie pla en goeders, dit vertel vir ons van alles wat ons nodig het om ons eie karakter te vorm, maar ek dink die belangrikste wat ek vandag hier uithaal is, Ani Jahwe. Ek is Jahwe.